Hallo almal en baie welkom. Vandag gesels ons oor iets wat ons almal amper elke dag doen. Inkope. Jep. Ons gaan leer hoe om 'n regte slim verbruiker te wees. Ons praat altyd oor ons regte, maar vandag draai ons daai muntstuk om en kyk na ons verantwoordelikhede. So, hier is ons padkaart vir vandag. Ons gaan kyk na die twee kante van die verbruikersmuntstuk en dan duik ons in 4 superbelangrike verantwoordelikheid. Ons sluit af met iets wat jy self kan doen. Klink goed? Reg, kom ons spring weg. Goed, ons eerste stop. Ons gaan hierdie idee van regte en verantwoordelikhede 'n bietjie beter verstaan. Dink 'n bietjie hieraan soos 'n muntstuk. Aan een kant het jy jou regte. Dis soos 'n skild, né? Dit beskerm jou, die reg om veilig te wees, die reg om te kan kies. Maar draai nou daai muntstuk om en wat sien jy? Jou verantwoordelikhede. Dis jou plig, die goed wat jy moet doen. Jy sien die een kan nie sonder die ander werk nie. Met regte kom daar altyd verantwoordelikhede. So, wat presies is hierdie groot woord verantwoordelikheid? Dis eintlik glad nie so ingewikkeld nie. Dit beteken bloot dat jy 'n plig het om die regte ding te doen. Dis wanneer jy sê, ek staan vir wat ek doen. Jy neem eienaarskap van jou dade. Goed, kom ons kyk nou na ons heel eerste en ek dink een van die belangrikste verantwoordelikhede. En dit gaan alles oor een eenvoudige ding, om eerlik te wees. Voordat ons aangaan, kom ons maak net doodseker ons almal verstaan wat eerlik beteken, veral in 'n winkel. Dis eenvoudig, praat altyd die waarheid. Moenie jok nie en natuurlik moenie steel of mense probeer kil nie. Dis die fondasie van alles. OK, kom ons toets julle. Stel jou voor, jy's by die toonbank, jy betaal en die kassier gee per ongeluk vir jou R20 te veel kleingeld. Wat doen jy? Druk jy dit vinnig in jou sak en hoop niemand sien nie, of is daar 'n beter manier? Wel, die regte ding, die eerlike ding, is natuurlik om dit terug te gee. 'n Regtig verantwoordelike verbruiker sal dadelik sê, "Ekskuus, ek dink jy het my te veel geld gegee." Jy sien as jy dit doen, wys jy watter tipe mens jy is. Een wat mense kan vertrou. Reg, ons volgende verantwoordelikheid. Soms gaan dinge verkeerd. En ja, jy het absoluut die reg om te kla. Maar hoe jy kla, wel, dis net so belangrik. En dit bring ons by die woord respek. Wat beteken dit? Dit beteken jy is bedagsaam, jy is vriendelik, jy is gaaf met ander mense. Selfs al is jy ongelukkig of kwaad, is respek altyd die slimste manier om 'n probleem op te los. Dis jou geheime wapen. Sien nou maar jy kom by die huis en daai brood wat jy sopas gekoop het, is vol muf. Ja, dis vreeslik irriterend. Maar jou verantwoordelikheid is om kalm en beleefd te bly. Jy kan nie op die kassier skree nie, want onthou, sy het nie die brood gebak nie, reg? Sy is nie daar om te help. Hier is die touerwoorde. Gaan rustig terug en sê, "Goeiedag, ek het ongelukkig 'n foutiewe produk hier. Kan jy my asseblief help?" Ek beloof jou, as jy mense met respek behandel, wil hulle jou help. En hulle sal die probleem baie vinniger en makliker uitsorteer. Dis nie die slimmer manier. OK, ons derde verantwoordelikheid is 'n regte groot een. Dit gaan nie net oor ons in die winkel nie, maar oor ons hele planeet. Kom ons kyk hoe jou keuses 'n verskil kan maak. So, wat is die omgewing? Dis alles om ons. Die natuur, die aarde, die lug wat ons inasem, die plek waar ons, die diere en die plante almal saamleef. En ons het 'n plig om mooi daarna te kyk. Kom ek vertel julle gou 'n storie van twee ouens, Jan en Sipho. Jan die morser skep sy bord by die buffet so vol hy kan en dan gooi hy die helfte daarvan weg. Daarna gooi hy sy koeldrankbottel by die kar se venster uit. Maar dan staar Sipho die spaarder. Hy skep net wat hy weet hy gaan eet en hy vat sy leë bottel huis toe om te herwen. Nou, dink 'n bietjie daaroor na. Jan se kosmorsery beteken al die water en energie om daai kos te maak is vermors en sy bottel lê nou iewers langs die pad. Sipho, aan die ander kant, hy verminder afval en help om ons planeet skoon te hou. Dis duidelik wie die held in hierdie storie is, né? Ons almal wil 'n Sipho wees. Reg, ons laaste groot verantwoordelikheid vir vandag. En hierdie een gaan oor hoe ons gedra terwyl ons inkopes doen. Ja, wat ons tussen die rakke doen, maak ook saak. So, hoe is ons bedagsame kopers? Wel, moenie die avokado's papdruk as die bordjie sê jy moenie nie. Dink aan die persoon na jou. As jy besluit jy wil nie meer iets hê nie, moenie dit net iewers los nie. Sit dit mooi terug waar jy dit gekry het.
En oeps, as jy iets breek, dis oukei, dit gebeur. Maar moenie weghardloop nie. Gaan sê dadelik vir iemand wat daar werk. Deur dit te doen, maak ons die hele inkoopervaring vir almal net soveel beter. Reg so, ons het nou deur al 4 groot verantwoordelikhede gewerk, maar om net te weet is nie genoeg nie. Die belangrikste deel is om dit te doen. So dis nou tyd vir jou om 'n belofte aan jouself te maak. Ek wil hê jy moet nou vir 'n oomblik dink. Wat is net een ding wat jy kan beloof om van nou af anders te doen? Dalk beloof jy gaan jou eie inkopesak saamvat, of dalk beloof jy gaan nooit weer kos mors nie, of dalk beloof jy om altyd eerlik te wees oor kleingeld. Maak daai belofte aan jouself, want dis waar jou regte krag as verbruiker lê. En dit, leerders, is waaroor alles gaan. Onthou hierdie woorde. Om regtig verantwoordelik te wees, beteken jy doen die regte ding, nie omdat iemand jou gaan vang nie, maar omdat jy weet dis die regte ding om te doen. Dis wie jy is. Baie dankie dat julle vandag so mooi saam geluister het. Gaan wees nou daai wonderlike, verantwoordelike verbruikers.